Daar is baie mense wat so vasgevang is in hulle pynlike verlede, dat hulle glad nie oop is vir wat God vandag in hulle lewe wil doen nie. Die verwerping, die afbrekende woorde en die slegte goed wat mense in die verlede aan hulle gedoen het, sit so diep dat hulle net nie gereed is dat die Here hulle lewe kan nuut maak nie. Vir baie jare het daardie pynlike en seer dinge in hulle lewe bepaal, gesê wie hulle is, en nou is dit vir hulle baie moeilik om God toe te laat om van hulle 'n nuwe mens te maak. Lukas 9 vers 62 sê dat daardie mense wat aanhou omkyk na wat agter is, nie geskik is vir die Here se koninkryk nie. Ons moet dus dit los en God toelaat om nuut te begin. In Johannes 3 vers 30 sê Johannes die Doper dat Christus moet meer word en hy minder. Soos ek al meer my lewe moet volmaak met Christus om die aanslag van die bose te weerstaan, moet hy al meer in my lewe word en ek moet in die agtergrond verdwyn. Dis nie ek en dit wat in my verlede lê wat belangrik is nie. As ek Christus as my Here en Verlosser aanvaar, dan moet hy inkom in my lewe en beheer van my hele lewe neem en dit nuut maak. Hy moet meer word en ek minder. As ek aan die dinge van die verlede wil vashou, is daar nie plek vir Christus in my lewe nie. Want hierdie ou pynlike dinge is vir my belangriker as Christus. Ek moet dit aflê, dit uitgooi uit my lewe en kies om Jesus Christus in elke deel van my lewe in te bring. Christus moet meer word en ek minder. Wat in jou lewe verhinder dat Christus kan meer word in jou lewe? Is dit die moeite werd om aan hierdie ou dinge vas te hou en so nie vir Christus plek in jou lewe te gee nie?